Ja, gemeente, baie dankie dat ek vanmôre weer by julle kan wees. Mag die Here vir ons ook seën hier in ons saam wees. Ek wil begin om 'n paar verse te lees uit Psalm 8. Psalm 8, vers 2. Here, ons Heer, hoe magtig is u naam oor die hele aarde. U wat u luister bo die hemelruim vestig. En dan vers 4. Wanneer ek na u hemelruim kyk, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u gevestig het, wat is die mens dan, dat u aan hom dink? 'n mensekind, dat u aan hom aandag skenk. En dit is wat hy doen. Hy kyk na ons, hy gee aandag aan ons. Hy is vir ons lief. Hy is ons Vader. Gemeente, genade vir u en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Kom ons sing 'n lofsang saam, lied 201. Lied 201. Lofsing die Heer, buig voor hom neer, bewys aan hom die eer. Laat elke mond hom loof en prys, en hom erken as Heer, en hom erken as Heer. Kom ons sing die 3 verse van 201.
Wat is dit wat God wil hê ons moet doen? Wat is dit hoe hy wil hê ons moet leef? Ons lees hier in Matteus 22 'n hele paar vrae wat teenstanders van Jesus vir hom kom vra het om hom vas te trek. Eers was dit die fariseërs wat gekom het en vir hom gevra het oor belasting. Hy wou saam met die Herodiane, die mense wat aan die kant van Herodes was, aan die kant van die Romeine, wou hulle hom vasvang en hulle vra hom oor belasting. Moet ons belasting betaal vir hierdie heidense regering? En Jesus kon hulle antwoord. Toe kom die Sadduseërs. En dit was nou die mense wat nie geglo het in die lewe hierna nie, in die opstanding. Hulle kom vra hom toe nou 'n simpel vraag oor die storie van man wat 7 vrouens gehad het, was dit nou andersom, en wat nou? En Jesus kon hulle antwoord. En toe kom iemand van die fariseërs weer, toe hy nou hoor, Jesus antwoord so dat hulle hom nie kan vastrek nie, en hy kom vra toe nou eintlik 'n vreeslik belangrike vraag. Hy het dit nie so bedoel nie. Hy wou weer maar vir Jesus vasvang, maar hy vra vir hom, en dit lees ons hier in vers 36 van Matteus 22. Hy sê, meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Want daar was baie, en hulle wat die fariseërs was, het nog die gebooie vermeerder, al die detail van die wet. En ons weet die wet kan ons onderskei tussen die siviele wette, wat die reëlings getref het in die samelewing, die godsdienstige wette, rituele wette van hoe geoffer moet word en al daai soort van dinge. En dan was daar nog die wette wat saamhang met die 10 gebooie. Hulle sê nou, wat is eintlik die belangrikste? En ons ken almal die antwoord. Hy sê vir hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En op hierdie 2 gebooie berus die hele wet en die profete, het Jesus gesê. Nou vriende, dit gaan alles oor die liefde. En is dit nie maar dikwels waar ons tekort skiet nie. Ek dink dit is so, en ek wil vra dat terwyl jy sit, sing ons die 232 se 2 verse. Diep, o God, diep neergeboe staan ons voor u hoë reg. Kom ons sing die 2 verse sittende.
luister na Romeine, hoofstuk 3, vers 23 en verder. Almal het trouwens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom deur sy bloed daargestel as versoeningsoffer, wat deur die geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid. Want so het hy sy verdraagsaamheid, in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is, oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys, om so regverdig te wees, en die wat in Jesus glo, regverdig te verklaar. Ons bely ons skuld, maar op 'n manier moet ons weet, dit is klaar afgehandel. Ons is klaar vrygespreek deur God, deur Jesus Christus, deur sy groot genade. Vriende, ons gaan nou die skrif weer oopmaak. Ons gaan lees uit hoofstuk 5 van Romeine, maar kom ons bid net eers. Here onse God, ons het u naam probeer loof met ons lofsang. Ons het ons skuld bely, dat ons skuldig staan, dat ons steeds maar nie is wat ons moet wees nie. Maar nou het ons ook weer die evangelie gehoor, die goeie nuus, dat ons skuld nie die laaste woord is nie. Trouwens, ons skuld is betaal. Ons is vrygekoop. Ons is geregverdig. Ons is vry mense deur Jesus se bloed. Dankie Here dat ons bly kan wees. En as ons hier saam is, dat ons kan vrolik wees voor u. Wil u dan toch ook nou met die lees van ons skrifgedeelte ook verder met ons wees en vir ons onderneem, dat ons sal hoor en dat ons sal verstaan, dat ons sal glo. Amen. Romeine 5. Ons het nou uit Romeine 3 'n paar aangrypende verse gelees. Nou lees ons in hoofstuk 5, die eerste 8 verse, lees ons net sulke verblydende mooi woorde. Kom ons lees dit saam, vers 1. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is. Hierdie geregverdig kan ook verstaan word as vrygemaak. Vrygemaak is. Omdat ons dan nou op grond van geloof vrygemaak is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang gekry tot hierdie genade waarin ons vasstaan. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar is nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding, en volharding lei tot betroubaarheid en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het,
toe ons nog sondaars was. Ons lees net hierdie verse. Broer en suster, vandag is Triniteit Sondag. Triniteit Sondag. Dit is 'n baie ou gebruik in die kerk om die Sondag na Pinkster, Pinkster was verlede week, om die Sondag na Pinkster aan die drie-eenheid te wy. Die drie-eenheid, die Triniteit. Ons kerkjaar begin daarvoor Kersfees, wanneer die geboorte van Christus herdenk word. Dan, so 'n paar maande later, dan kom ons by sy sterfte. Goeie Vrydag noem ons dit. Wanneer hy gesterf het vir ons. 2 dae later is dit Sondag, die Paasfees. Dit is sy opstanding. 40 dae later vier ons Hemelvaart, wanneer hy teruggaan na sy regte posisie aan die regterhand van die Vader in die hemel. En dan 10 dae daarna kom hy terug. Ja, dis nogal 'n vraag. Dis nogal 'n vraag. Hoeveel keer het Jesus gekom? Maar op 'n manier kom hy terug met die uitstorting van die Heilige Gees. God, die Vader, het sy Seun gestuur. Die Vader en die Seun stuur hulle Gees. So is die sirkel voltooi. Die drie-eenheid, en daarom na die koms van die Heilige Gees op Pinksterdag, wat ons herdenk op daardie dag, is dit dan nou gepas dat die week daarna aandag gegee word aan die drie-eenheid. Nou, hoe moet ons die drie-eenheid verstaan? Nog Paulus, wat eintlik die groot teoloog van die Nuwe Testament was, van tyd van na Christus, nog Paulus, nog in die Bybel self as geheel, is daar 'n leerstelling oor die drie-eenheid ontwikkel. Nêrens is daar uitgespel presies hoe dit verstaan moet word nie. Maar die teenwoordigheid van Vader, God die Skepper, Seun, die Verlosser, Seun, die Heilige Gees, die drie kom dwars deur die Bybel voor. Van die skepping af, so lees ons in Genesis, het God gesê, laat ons mense maak na ons beeld. Daai ons kan verstaan word as hierdie plurale ek. Laat ek mense maak, laat ons mense maak. Ons kry dit al by die skepping, né? By die aardsvader praat God met Abraham. En wanneer God later kom besoek aflê by Abraham, dan sien hy 3 figure. Interessante heenwysing dalk na God wat in pluraliteit bestaan. By die profete, in die geskiedenis vooraf, lees 'n mens dikwels, die gees van God het op hom gekom. By die profete vind ons dit, wanneer hulle met God praat, dat hulle God se woord hoor. En daar in Esegiel is daar 'n wind wat waai. Die wind, die woord vir wind, is dieselfde as gees. Die wind waai en die dooie beendere word weer lewendig, word mense. En dan dink ons aan
Die doopformule aan die einde van Matteus sê Jesus vir disippels, gaan die hele wêreld in, maak disippels, verkondig die evangelie aan almal en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis die drie kom na vore oral in die Bybel. Dit was eintlik in die vroeë kerk wat hulle begin nadink het oor die saak. Hoe moet mens dit verstaan? En het hulle probeer formuleer hoe hierdie drie tog een God kan wees. En so het die leer oor die drie eenheid ontstaan. 3 persone, maar een wese. Geen een ondergeskik aan die ander nie, maar gelyk in hulle verhoudinge. Hulle kan onderskei word op 'n manier, maar nie geskei word nie. Die Vader is God, die Seun is God, Heilige Gees is God, al drie is God. Maar hulle is nie 3 nie. Daar is nie 3 gode nie. Is een. Sal ons dit ooit regtig kan verstaan, want dit is nie logies nie. Maar dit is die misterie van God. Wat ons moet verstaan, broer en suster, is wanneer ons die dag God verstaan, wanneer ons die dag God kan vasvang in 'n formule, dan het ons met iets anders te doen as God. Want God is nie so dat ons hom kan vasformuleer nie. Ek gaan ook nou nie probeer om op hierdie Triniteit Sondag vir u 'n lesing te gee oor die drie eenheid nie. Ek wil net een opmerking nog maak. Vir myself ook en vir baie van ons is dit dalk verwarrend as daar gepraat word van 3 persone wat een God is. Hoe kan 3 persone nou een wees? Nou daardie woordjie persone kom eintlik van die ou Latynse woord persona. Persona. Nou die persona is iets wat gebruik is uit die toneelstukke, uit die toneelwêreld. Van een toneelspeler wat verskillende rolle speel. En elke keer dan sit hy 'n masker op, want nou is hy Piet, net nou is hy weer Koos. Hy sit die masker op, of hy hou die masker voor sy gesig, en dan speel hy daai rol. Dus, die een persoon verteenwoordig eintlik 3. En dit is die persona wat dit vir hom moontlik maak. En so het ons nou die 3 persone van die goddelike drie-eenheid het ons oorgeneem van die Latyn persona. Nou dit help my so 'n bietjie om dit te verstaan. Dit is 3 gesigte van God. Dis 3 maniere wat hy na ons toe kom. Soms is dit die skepper God, die Vader. Dis nakies, dit is maar eintlik Jesus wat hom Vader genoem het. As ons lees van God, dan is dit dikwels Paulus wat dink aan God die Vader, maar hy praat van God. Maar Jesus het gepraat van die Vader. Hy het daardie verhouding met hom gehad. Maar soms sien ons God as die mensgeworde God, Jesus, die Verlosser. En dan is dit God, die Heilige Gees, wat gekom het na ons toe, en wat in ons woon, wat by ons is. Goed, dit is 3 gesigte, 3 aspekte van God, wat ons dan nou maar so beskryf as die drie enige God.
daar gelaat. Broer en suster, kom ons gaan nou na ons teks toe. In hierdie paar verse in Romeine 5 is dit ook een van die plekke waar die 3 fasette van God, dat die 3 eenheid na vore kom. Kan ek weer lees? Vers 1. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig word, het ons vrede by God. Het ons vrede by God. En dan lees ons verder, vers 1 en 2. Vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons dit in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade. En dan praat hy verder in die vers 2, sodat ons ook beroem op die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. In vers 5 sê hy, die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Hier hoor ons van die 3. En dan het ek sommer ook die 3 punte van die preek hieruit. Eerste punt sal dan wees dat ons nou vrede het met die Vader. Die tweede punt, dit is deur die lewe en die werk van Jesus Christus, God die Seun, waardeur ons vrede met God kry. En derdens, die Heilige Gees is dan nou die hoop wat in ons harte uitgestort is, die Heilige Gees. Dis 3 groot goed, maar is eenvoudig vir ons om dit te onthou. Ons is versoen met God. Ons het nou vrede by God. Broer en suster, ons het dit reeds ook in die vorige verse wat ons gelees het in hoofstuk 3 van Romeine, het ons dit ook al reeds gehoor. Die Lewende Bybel vertaal hierdie versie, God is nie meer kwaad vir ons nie. God is nie meer kwaad vir ons nie. Die muur wat skeiding gemaak het tussen ons en God, deur ons ongehoorsaamheid, deur ons gebrek daaraan om te weet wat sy skepingsbedoeling met ons is, daardie muur wat opgerig is afgebreek. Hy is verwyder. Hy is weggeneem en ons het nou toegang tot God. Dit is aangrypend dat daar met Jesus se kruisiging gemeld word dat die voorhang van die tempel geskeur is van bo na onder. Jesus Christus het simbolies, daardie ding het simbolies gewys dat die toegang tot die allerheiligste van die tempel wat net baie eksklusief net deur die hoëpriester 1 keer 'n jaar kon ingegaan word. Dat hy bestaan nie meer nie, ons het direkte toegang tot God. Ons is nou geregverdig, wat hier staan. Ons is nou vrygemaak. Ons is vrygespreek. En dit deur die dood van Jesus Christus. Ons het nou vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Hy het die vrede bewerk met God. Ons praat heeltyd in die verlede tyd, né? Dit het gebeur. Ons het nou deel daaraan deur die geloof staan hier. Die geloof is nie nou nog iets wat ons verrig nie. Die geloof is nie 'n werk nie. As ons altyd beklemtoon dat ons die verlossing nie kry deur goeie werke nie,
maar alleen deur die geloof, dan is die geloof nie net nog 'n goeie werk nie. Die geloof is nie iets wat ons doen nie. Dis iets wat ons ontvang. Dit is die genade om te kan sê, ja, ek aanvaar dit. Ek doen nie iets nie, daar's niks wat ons kan doen om vrede met God te verwerf nie. Dis net hierdie aanvaarding. Daar is nou werklik niks meer wat ons hoef te doen nie. Ons het vrede by God. God die Vader. Hy is nou waarlik ons Vader. Hy is ons Vader. Ons is by wyse van spreuke reeds in die hemel. Ons is reeds by hom, met hom, by sy vaderlike liefde. Dit moet ons weer oor gaan nadink, broer en suster. Ons het vrede met God. Ons het 'n oop toegang tot hom. Ons is by hom. Kom ons sê dit so. Kom ons sê dit so. Ons is reeds op 'n manier in die hemel by hom. Om sonder hom te wees, om sonder hierdie verhouding met die Vader te hê, is ons in die hel. Die eerste punt. God die Vader het vrede bewerk met ons. Ons is nou sy kinders. Hy is ons Vader. Die tweede punt, net so kort. Dit alles het geskied deur Jesus Christus. Ons het nou vrede by God deur die Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan. God is genadig. Hy het genade, hy bewys aan ons genade. En dit is deur Jesus Christus. Dit is op grond van ons aanvaarding van die werk van Jesus Christus. Hy het dit gedoen, maar het ons dit aanvaar? Sy werk kan nie tot niet gemaak word nie. Maar ons kan wel besluit om dit nie te aanvaar nie. Deur die geloof, deur die aanvaarding van wat hy gedoen het ons toegang verkry tot hierdie genade waar ons nou vas staan. Ons het vrystelling ontvang deur die werk van Jesus Christus. Verlede tyd. Dit het gebeur. Daar is nie nog 'n ding wat ons moet doen nie. Hy het dit gedoen. Hoor dit. Aanvaar dit. Sê ja, so waar. Het gaan teen ons grein, broers en susters. Want ons wil darm iets presteer. Dit moet darm ook van ons afhang. Nee, hy het dit gedoen. Ons moet maar aanvaar. Jesus die Seun het aan God die Vader se eis voldoen. Ons het dit hier gelees. Jesus is die een wat deur God daar gestel is as 'n versoeningsoffer, hoofstuk 3. Hy is daar gestel as 'n versoeningsoffer. Hy het die offer gegee. Hy het die prys betaal. Daar is nie vir ons nog te betaal nie. Deur geloof het ons deel geword van sy oorwinning. Daarom sê Paulus ook op plekke, hy sê ons het met hom gesterf en met hom opgestaan. En ons is met hom hemel toe geneem. Ja, daar's dinge wat nog wag, maar die belangrikste goed het klaar gebeur. Hy het dit gedoen.
En daarom staan hier aan die einde vers 2, en nou jubel ons, en ons beroem ons op die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Ons beroep ons het daar die hoop. En dan gaan die volgende vers verby, en het werk op na die crescendo, na die belangrike ding. Die verdrukking lei tot dit en dat tot dat, en uiteindelik tot die hoop, wat by vers 5 sê, ons en die hoop beskaam nie. Want God se liefde is in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat in ons gees, en dis die derde punt. Die Heilige Gees bring God se liefde, en God is liefde, né? Die Heilige Gees bring God na ons toe. God is liefde, en deur die Heilige Gees woon die God van liefde in ons harte. Die Heilige Gees is aan ons gegee, vers 5. Die Heilige Gees is die Gees van God. Die Gees van God, Vader en Seun. Dis die persoonlikheid van God. Wat is die Gees? Gees is eintlik wie hy is. God, wie hy is aan ons gegee deur die Heilige Gees. Hy woon in ons. En daarom, broer en suster, as God se Gees in ons is, het hy eintlik ons wese, ons persoonlikheid oorgeneem. Want hy leef, nou Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die Heilige Gees het ons nuut gemaak. Ons is ander mense, want ons is nou God se mense, ons is nou sy kinders. Ons is sy beelddraer. Waarlik nou sy beelddraers, want sy Gees woon in ons. Ek is klaar, broer en suster. Verskoon. So eenvoudig is dit. God se 3 persone, sy 3 gesigte, is werksaam in ons nuutwees, in ons verlossing, in ons vrymaking, in ons regverdiging. En daarom kan ons sê, ek is nie meer 'n sondaar nie. Ek was 'n sondaar. Ek is 'n verloste sondaar. Ek is iemand wat verander is ten diepste. En God woon in ons. Enigste vraag wat oorbly, broer en suster, daarmee kan ons huis toe gaan. Vertoon ons wel altyd die beeld van God. Leef ons wel so, dat mense wat na ons kyk, iets van God in ons kan sien. En dat mense kan dankbaar wees, dat God deur ons ook naby aan hulle gekom het. Mag die Here sy werk in ons voltooi en ons tot volmaaktheid, tot 'n volmaakte beeld van Christus dit maak in ons. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, ons hoor dinge wat vir ons amper te veel is om te aanvaar. Maar dit is wat u woord vir ons leer. Dat u op so 'n besondere manier ons heeltemal verander het.
dat ons 'n metamorfose ondergaan het. In beginsel het dit reeds gebeur. Maar U is nog steeds aan die werk met ons en ons kan maar net bid en vra dat U sal voortgaan met U heilryk werk. Ten spyte van die teenstand wat U dikwels in ons vind. Ten spyte van die feit dat ons so dikwels voel dat dit kan nie die hele waarheid wees nie. Dit hang daarom seker ook nog van ons af. Laat ons hoor dat ons welsyn, ons verlossing, dat dit geheel en al U werk is wat reeds gebeur het. Laat ons vashou hieraan. Laat ons vir U glo. Nie maar net U woord glo nie, maar vir U glo. En so verander. Dit vra ons in die naam van die drie-enige God. Amen. Lied 450 se 2 verse. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons U heerlikheid kan verwoord? U lof besing met 'n aardse stem? Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer. Eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Die 2 verse van 450. Ontvang die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons bly. Amen.